Baie welkom by NG Gemeente Jeffreys Bay. Hier volg hierdie week se afkondigings. Ons is tans in ons 10de maand dankoffer tydperk. Ons is God se rentmeesters aan wie hy tyd, gawes, talente en selfs rykdom toevertrou het. Maar hierdie gawes kom met 'n heilige verantwoordelikheid. Ons moet goeie rentmeesters wees van die gawes wat hy aan ons toevertrou. Rentmeesterskap is nie 'n las nie, dit is 'n voorreg. Gebruik hierdie tydperk om bidend voor die Here te kom en te vra hoe hy jou gawes kan gebruik tot eer van sy koninkryk. Elke gawe wat jy ontvang, is 'n kans om lig en lewe in iemand anders se lewe te bring en ook so God se koninkryk uit te bou. Ons glo en vertrou dat hierdie tydperk vir ons elkeen 'n baie geseënde tyd sal wees van selfondersoek, maar ook die uitbou van God se koninkryk. Die komende week Woensdag 8 Oktober is ons boutiek oop dag by die Gama Campus se saal. Dit is 'n heerlike oggend om die hele gesin en al jou vriende uit te bring. Kom sit in die teetuin en geniet heerlike eetgoed soos pannekoek, pudding en ander lekkernye. Kom kyk deur die klere, daar is ook 'n wit olifanttafel. En alle opbrengs gaan vir 'n goeie doel. Ons dames is baie opgewonde vir die 15de November, want Lise Krause-Wet kom met ons gesels by ons damesoggend hier by die Kompleks Campus. Sy val in by ons jaartema van Wees lig, leef lig en kom gesels met ons dames oor hou op stres en rus by God. Saam met dit is ons feestelikheid, want Kersfees is om die draai. Saam met dit gaan ons handewerk van vrouens in die gemeente wat kersringe gemaak het, uitgestel word op elke tafel. Dis 'n skouspel van feestelikheid. Sy bring ook haar agente wat haar skoonheidsprodukte kom verkoop. So maak seker jy kry jou kaartjie by die kerkkantoor of aanlyn op Quicket. Indien jy 'n tafel wil bespreek vir kromvriendinne wat saam sit, is jy welkom om Suzaan te kontak. Maar maak seker dat jy eers jou kaartjie aangeskaf het. Mag hierdie Sondag se diens vir jou baie spesiaal wees. Mag jy rus vind by Jesus se voete en mag jy sy liefde en lig uitdra na die wêreld daar buite. Goeiemôre geliefdes. Ek wil graag vanmôre so 'n bietjie met julle praat oor die gawes wat ons het en wat lewe bring, maar ook lewe gee. So wanneer ons vanmôre by mekaar is, dan wil ek uit my hart uit vir julle baie welkom sê by hierdie aanlyn boodskap van NG Gemeente Jeffreys Bay, en mag die Here ook vandag elke hart en elke persoon wat inskakel, maak nie saak uit watter deel van die wêreld uit nie, vanmôre ook met hierdie gedeelte bekragtig en versterk en bemoedig en lei, soos en waar hy weet dit die nodigste is. So ook met hierdie boodskap gee ons en bring ons vir hom regtig vanmôre al die eer. So ek wil jou uitnooi, kom ons word vir 'n paar oomblikke stil, dan buig ons die hoofde saam in gebed. Baie dankie Hemelvader dat ons ook in u heilige naam vanmôre 'n bietjie tyd saam kan spandeer. Dankie vir u grootheid, u ontferming, u regering, u hoofskap oor die kerk. Ons as mense probeer so baie keer dinge verstaan wat ons nie verstaan nie. Ons probeer so baie keer antwoorde gee op dinge waar daar vrae is. Ons het baie keer so baie vrae op dinge waarop ons nie antwoorde het nie. Maar u is die alwyse, alwetende, alomteenwoordigende God, in wie se lewe ons hande is. En al verstaan ons nie, u verstaan. Al weet ons nie, u weet. Al ken ons nie, u weet alles. En vanmôre wil ons, Here, in u naam hierdie byeenkoms hou, nie maar net omdat ons dit met woorde sê nie, maar omdat dit die hoogste, grootste, mooiste naam in die heelal is. En dankie ten spyte daarvan, Here, dat ons in 'n gebroke spieël kyk en nie alles verstaan nie. Dankie dat u ons verstaan en dat u ons liefhet en dat u ons roep om u kinders in hierdie wêreld te wees wat baie meer vrae het as antwoorde. En dat die antwoord wat ons vir die wêreld het, die antwoord is wat hoop en vrede en genade
en liefde bring. En ek bid nou, Here, dat U elke persoon wat inskakel sal seën met U liefde, met U genade, met U grootheid en U vrede. Amen. So, vriende, ons wil vir julle ook baie dankie sê dat julle saam met ons gereis het in ons 40 dae tydperk. Hierdie kwartaal is ons besig met ons 10de maand geleentheid, waar ons ook vandag wegspring met harte van dankbaarheid, harte waar ons regtig vir die Here net wil eer en loof en prys vir alles wat die Here in hierdie jaar verby is vir ons voorsien het. Dalk was dit genesing, dalk was dit herstel, dalk was dit daaglikse brood, dalk was dit 'n paar skoene in jou kas. Maar dit wat ons vir die Here voor wil dankie sê, is die 10de maand daar, om dan ook vir die Here op 'n spesiale manier dankie te sê. Net soos in die Ou Testament, daar geloofsoffers was, buite nou die brandoffers, die altaaroffers en die wierookoffers, en vrywillige offers. En daai vrywillige offers was daar om vir die Here voor regtig dankie te sê vir 'n lewe. So, 10de maand is 'n maand wat oor dit gaan, maar ons gaan nie net oor geld praat, maar dit gaan oor verhouding. En daarom het ek vanmôre ook so 'n bietjie begin deur 'n klompie goed hier op die tafel te sit en te sê, maar hoe lyk my lewe? Wat is die dinge wat my lewe impakteer? Wat is die dinge wat ek ontvang? En wat is die dinge wat ek gee? En dit is gawes en tyd en talente en besittings en ook geld, maar dit gaan oor 'n totale leefwyse. So, ek wil julle uitnooi om saam met my vanmôre te gaan na die gevangenskapbrief van Paulus, waar hy geskryf het in Kolossense, en ons gaan lees in hoofstuk 1. So as jy jou Bybel, of jou tablet, of jou selfoon, of wat ook al wil gebruik, kan jy dit nader trek. Ons lees daarso uit Kolossense hoofstuk 1 uit. Wanneer ons by vers 9 begin, gaan ons lees tot en met vers 16. Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Nou dis klaar die eerste gawe, die gawe om vir ander te kan bid. Die Here sê bid gedurig, bid sonder ophou, volhard in die gebed. Die Here sê ook vir ons, as jy weet dat iemand 'n sonde gedoen het, en jy wat nie tot die dood is nie, en jy vir daai persoon bid, dat die Here vir daai persoon die lewe gee. So, gebed is 'n integrale deel van ons lewe, wat 'n geskenk van die Here af is, om met hom te praat, en oor ander met hom te praat, en ook in te tree vir ander. En hy sê, ons hou nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, en hier is dit nie net gebed nie, maar al hierdie insig, al hierdie wysheid wat die Heilige Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken. En geliefdes, dis mos waaroor dit gaan. Dat in ons lewe met al die vrae en al die gebeure en al die politiese omstandighede en alles wat gebeur by skole en kerke en hospitale en waar ook al, dat op die ou einde gaan dit oor die Here se wil. Die Here se wil in my lewe, die Here se wil in die gemeente, die Here se wil in die kerk en in die wêreld. So ek bid dat julle sy wil sal ken, sodat, vers 10, julle tot die eer van die Here sal lewe, deur net te doen waar hy verlang. As ek 'n beeld vinnig net kan gebruik, dat as jy by 'n waterval staan waar 'n klomp water uit hardloop, daai water kom van die waterval af, en dan sit jy jou hand onder daai waterval, en daai water val in jou hand, en hy spat uit en loop oor, en dit is mos nou wat gebeur. Maar as jy jou hande mooi bak maak en jy hou hulle so toe, dan kom daar 'n bietjie meer water, en dan hou daai water 'n bietjie langer in jou hande, en dis hoe ons ontvang van die Here af. Met oop hande ontvang ons dit wat die Here vir ons gee, soos water wat in my hande kom lê, en ek kan daai water drink. Maar dit is soos die manna in die woestyn en die kwartels, net genoeg, ons daaglikse brood wat die Here aan ons voorsien. En dan aan die ander kant weer, as ons net daai water heeltyd in ons hande hou, dan gaan daai water of verdamp, of ons gaan moeg raak om ons hande so te hou, en op die ouend gaan die water, gaan dit nou maar net uitloop ook. Maar wanneer ons daai water vat, en ons gee dit oor, en ons laat dit aan iemand anders se hande uitloop, dan word dit weer bruikbaar vir iemand anders. So, wanneer hy sê, dat ons dit gaan oor sy wil, dan gaan dit oor dit wat ek gee, en dit wat ek ontvang. Vers 10, dat julle tot eer van die Here kan lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra, deur goeie werke, en toeneem in die
kennis van God. En dit is nie net binne die wil van God, maar wie hy is, in hom as persoon, in wie God self is, in die kennis van God self. Vers 11, mag God deur sy wonderbare krag en deur julle alle sterkte gee, en in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank, wat julle geskik gemaak het, om deel te hê aan die erfenis, wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Dis deel van die vrug gee vir ons liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid, goedhartigheid, geduld, nederigheid, getroud, selfbeheersing. Die vrug van die Heilige Gees wat hy vir ons kom gee. En hier sê hy vir ons blydskap is een van daai dinge wat ons lewe moet kenmerk. Ons moet bly wees dankbaar, wees in alle omstandighede bly. Of jy nou baie het en of jy min het, dit moet deel van jou lewe wees. Vers 13, hy het ons uit die mag van duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy lief het. Deur die seun het hy ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Die seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die skepping. God het deur hom alles geskep. Sê vers 16. Wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word, alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, en dan nou die woorde in vers 16 waarmee ons afsluit. Alles is deur hom en vir hom geskape. Nou net tot sover dan nou die skrifgedeelte vanoggend. Geliefdes, so ek wil met julle praat oor hierdie lewe, dit wat ons lewe mee inkom. Ons praat vanoggend oor hoe 'n mens se lewe net onbeskryflik besig is en hoe daar dinge op jou tafel kom en elkeen vra een dingetjie en een dingetjie word later deur 'n klomp verskillende mense sommer baie dinge en hoe vol mense lewe baie vinnig raak en hoe 'n mens eintlik in 'n mens se lewe met 'n ratreis, 'n rotteresies besig is. As ouers kinders op skool het, dan moet hulle skool toe gevat word en sport toe gery word en jy het jou ontspanning en jou sport en jou oefening en jy het jou program en jou dagboek en jou gesin en jou familie en dan moet tyd vir almal gegee word, né? En waar kry ons daai tyd om aan almal te spandeer? En waar kry ons die tyd om ons gawes en roeping en die wil van die Here uit te leef? Want ek is nie net hier vir myself nie, ek is ook vir God geskape. Ek bestaan vir hom, ek bestaan ter wille van hom. En as ek net vir myself wil leef, nou ja, dan mis ek die hele doel van my totale bestaan. So wanneer ons kyk na hierdie gemeente in Kolosse, dan dink ons aan Epafras. Hy het hierdie gemeente ongeveer hier in die 50er jare na Christus het hy waarskynlik saam met die eerste groep Christene daar begin in Kolosse. En Kolosse was 'n interessante dorp geweest want hy het gelê op 'n handelsroete, so daar het baie verskillende kulture en verskillende mense daar deur beweeg. Daar het Jode gebly, daar het Grieke gebly, daar het Romeine gebly, en dan nou al die ander volke wat daar kom handel doen het. 'n Baie bekende gebied vir tekstiel vervaardiging, waar hulle hierdie materiaal en die weefprosesse mee gewerk het. En so, hulle het ook gehengel, vis gevang, né? En hulle, die kosse wat hulle geëet het, was vis, en dit was bokke en skape, en brood, en olyfolie wat hulle gebruik het, en vye. So Kolosse was soos die Engels sê, thriving community. Daar het 'n klomp goed gebeur. Dit was 'n vooruitgaande gemeenskap gewees. En hulle het natuurlik ook wat polities betref, het hulle onder die Romeinse regering gedien. Maar met al die Grieke en Romeine en al die ander mense, was daar ook verskillende godsdienste en verskillende gode, soos Artemis en Zeus en Aphroditus en al die verskillende afgode wat aanbid is. Ook engeleverering het plaasgevind. Ook geesteaanbidding het plaasgevind. En in hierdie totale, kan ek nou maar sê, omstandighede het hulle polities onder die Romeinse regering gestaan en was keiserverering een van die groot dinge wat daar gebeur het, in Rome natuurlik, né? En daar's die groot verskil hier tussen dit wat in Kolosse gebeur en dit wat in Rome gebeur met die keiser. So, wat Paulus op die tafel wil kom sit is, in hierdie lewe met mense wat ryker is en mense wat armer is, handel dit uiteindelik oor 'n kernsaak om die wil van die Here uit te leef. En dit is waarby ek graag vanmôre so bietjie by wil stil staan. So in hierdie baie
besige gemeenskap. Het jy jou armer mense gehad en jou ryker mense gehad. Jou ryker mense het in hulle huise baie mooi binnehof gehad. Hulle die kosse wat hulle geëet het was meer die ryker kosse gewees. Hulle klere was meer deftiger aangetrek gewees en die handelsroete het kolosse gevoed. Maar toe is daar baie goeie argeologiese bewyse dat hier om en by 60, 62 rond was daar 'n geweldige groot aardbewing gewees wat daai hele streek geïmpakteer het. En daai handelroete wat deur die vallei, deur die kloof beweeg het, daai handelroete het geskuif en toe word Kolosse op 'n manier uitgesny tot so 'n mate dat die stad net al hoe meer agteruit gegaan het. En uiteindelik het dit die gemeenskap geraak en het mense begin vra oor hulle bestaanswyse, vra oor dit waarmee hulle besig is, wat is sinvol in die wêreld, vra oor God en vra oor die regering en oor die keiser. En intussen tyd het die keiser allerhande wette en verwagtinge afgedwing ook op mense. So Paulus kom en hy bring so 'n bietjie 'n ander hoek in vir die Christene om te sê waarop moet hulle fokus lê in hierdie deurmekaar wêreld met 'n klomp vrae en 'n klomp onsekerhede. Want die keiser was die hoof gewees van die Romeinse ryk. Daarteenoor kom hy hier in Kolosse en sê, maar Christus is die hoof van sy kerk. As ons net kyk daar vers 18, dan sê hy baie mooi, hy is die hoof van die liggaam van sy kerk. Die keiser was die beeld gewees van die gode. Christus is die beeld van die onsienlike almagtige God, as ons daarna vers 15 kyk. Die keiser is die een wat regeer op aarde. Christus, as ons daar kyk na vers 15, 16, 17, hy regeer oor die totale heelal. Vir hom, die woorde daar, hy is die onderhouer en skepper van alles. Hy is die hoof van alles. Verder sê hy hierso, dat vrede word deur die keiser gebring deur militêre mag. Christus is die ene wat vrede bring, as ons na vers 20 en meer kyk. Hy is die een wat vrede bring deur sy bloed wat gevloei het en vergifnis van sonde vir ons gebring het. En daai verskil kom Paulus as vanuit die gevangenis uit en hy skryf vir hierdie gelowiges in Kolosse om vir hulle te sê dat waarop hulle moet fokus is Christus. So hy plaas spesifiek hier die orde op hierdie manier. Hy sê nie Jesus Christus nie, hy sê Christus Jesus. Hy is die enigste Here. Geliefdes, en vandag ook in 2025 en die jaar wat vinnig besig is om uit te hardloop, is daar regtig baie dinge wat gebeur nog steeds in die wêreld, nog steeds vra oor Gaza, nog steeds vra oor Oekraïne, nog steeds vra oor die politiek, nog steeds vra oor dit wat op die oomblik in die nuus aangaan met Malema, nog steeds vra oor sport en integriteit en waardes, nog steeds vra oor werk en onregverdigheid en ongeregtigheid, nog steeds vra oor ons lewensdoel en lewenssin en lewensbetekenis in hierdie gejaagde lewe wat lyk vir my net al hoe meer en meer gejaag word en ons het al hoe minder en minder tyd vir stil word en al hoe minder tyd om met die Here te spandeer want daar's so baie dinge wat ons lewe okkupeer en inneem. Ons fokus moet wees Christus Jesus is die Here. En as ons dit sê, dan sê ons 'n onbeskryflike belangrike ding, dan sê ons Christus Jesus is nie net die Here van ander nie. Christus Jesus is die Here. Christus Jesus is my Here. Christus Jesus is die Here van my ook en van my lewe en van my verhoudinge en van my huis. En dit beteken dat my lewe moet op hom gefokus wees. Soos Paulus sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Dan maak vers 16 'n radikale impak in die lewe van Christene in 2025, ongeag sosiale, politiese, klimaatsomstandighede, ongeag wat in die wêreld aan die gebeur is. Vers 16 is die einde. Alles, ook jy en ek, alles is deur hom en vir hom geskep. En dan moet ons ook dieselfde hart hê wat Paulus gehad het. Hy sit in die tronk, daar's hierdie gemeente, en hy skrywe vir hulle om hulle te bemoedig. Dan kan ons ook in alle omstandighede ander mense bemoedig. En mag Oktober maand 'n maand wees wat ons van die Here ontvang in dit wat hy vir ons gee met ons daaglikse brood en baie meer, maar dat is ook 'n maand wees dat ons sal oorgee en sal gee met ons gawes, met ons talente, met ons besittings, met dit waarmee die Here ons seën, 'n seën te wees vir ander en vir die wêreld. Mag die Here ons daarin begelei
dat ons regtig ook daai kennis en wysheid sal hê om die wil van die Here te doen. Mag julle 'n pragtige mooie dag hê en mag julle week vir julle ook uitdagend goed wees en mag julle die seën ervaar. En as jy vandag verjaar of jy het 'n huweliksherdenking wat jy vier, wil ons vir jou baie geluk sê en ons wil julle ook uitnooi om dit met ons te deel as gemeente, want verhoudinge is vir ons belangrik, maar daarom ook as jy 'n gebed het en gebedsversoeke het, asseblief stuur dit vir ons in, sit dit in die commentsbar, stuur 'n e-pos na die gemeente toe, kommunikeer met ons wil graag kontak maak met jou en dat ons ook saam met jou lief en leed in jou lewe ook ondervind. En ons wil baie graag ook jou getuienis hoor. So as jy met ons 'n getuienis wil deel, asseblief maak kontak met ons op enige van die sosiale media blaaie of op ons e-posse en deel dit graag met ons. Geliefdes, ek wil graag die seën van die Here uitspreek om daarmee te wil sê, alles wat ons is, alles wat ons het, kom net van die Here af en ons eer hom daarmee. Die Here sal jou seën en jou beskerm, tot jou redding verskyn, jou genadig wees, op jou gebede let en aan jou vrede gee. Soos die Here jou seën, en as jy graag betrokke wil wees met die seën waarmee die Here hierdie gemeente gebruik om die wêreld mee te seën, is jy welkom om by te dra op EFT of jy is welkom op enige van die ander middele te gebruik wat op die skerm te verskyn. En dankie ook dat jy ingekoop is in die koninkrykswerk van Jesus Christus. Amen.